Goeiemôre en welkom by die Wiskunde Broers. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk na faktorisering, spesifiek die verskil van kwadratiese faktorisering. So voordat ons begin, moet ons net gou vinnig ietsie ondersoek en ons gaan gou kyk wat gebeur as ek twee hakies uitmaal wat identies is met die enigste verskil tussen hulle, die twee tekens wat ons binne die hakie sien. Ons sien hierso A plus B wat gemaal word met A minus B. Kom ons kyk as ons dit uitmaal hierso met EBA, eerste, binne, buite, agterste of met EMAL, eerste, middel, uiterste, laaste, afhangende van wat jou skool vir jou geleer het, is dit presies dieselfde ding. So, as ons hierso begin, sê ons wel my eerste, altyd van hulle daarom eerste, A mal A, en dit geef my A kwadraat, en dan het ek A mal B, wat vir my, A mal minus B, wat vir my min AB gee. Ek het my twee middelse terme hierso, wat vir my B mal A gee, wat vir my positief AB gee, en dan my twee agterste terme, wat vir my positief B mal minus B, wat vir my min B kwadraat gee. Nou, wanneer jy hierso by uitkom, sal jy sien dat ons het twee middelterme hierso, wat gelyksoortige terme is, en hulle kan mekaar uitkanselleer, wat eintlik beteken hulle kan geplus en minus word, sodat hulle eintlik 0 het. So ons het minus AB, en ons het positief AB, en minus AB, positief AB, geef my dan eintlik 0, wat dan my los met net A kwadraat, minus B kwadraat. Nou, hierdie is nou net een voorbeeld waar ons spesifiek hierdie ondersoek. Nee, en onthou wat ons ondersoek dat twee hakies wat gemaal word met die tekens van hulle wat net verskil. Nou, hierdie gebeur altyd. As ons twee hakies het, wat presies dieselfde is, enigste verskil tussen hulle is net die tekens wat verander, sal dit altyd hierdie vir ons gee. Nee, so ons sê dan gewoonlik, nee, wanneer ons vir julle leer dan met, jy weet jou EBA of jou EMAL, dat wanneer jy hierdie spesifieke ding sien, dan hoef jy eintlik net jou eerstes te maal en jou agterstes te maal. Jy hoef nie die twee middelstes te maal nie, want dit sal altyd dan uitkanselleer. Maar, ons kyk nou spesifiek na faktorisering. Nou, faktorisering is, hoe kry ons hierdie antwoord wat ons nou net gekry het, terug in hakies, né? En hier is eintlik 'n patroon wat ons dan nou hierso agterkom. Kyk, so kom ons lees dit gou vinnig hierso deur. En die kort verduideliking hiervan is, die verskil van kwadrate verwys na 'n spesiale patroon. Nou, verskil beteken minus, so die minus van twee perfekte kwadrate, nee, verwys na hierdie spesiale patroon, wanneer ons daai het, nee, dit is die verskil van twee kwadrate, A kwadraat minus B kwadraat, dan sal dit faktoriseer in hierdie twee hakies wat ons hierso kry. Dit werk slegs wanneer ons 'n minus tussen twee perfekte kwadrate het. En die naam van hierdie patroon sê dit eintlik, verskil van kwadrate. Verskil beteken minus, nee? Nou, vir ons om hierdie te kan doen, hierdie patroon te kan identifiseer en te gebruik, moet ons eers kyk of albei hierdie terme perfekte kwadrate is. Nou, 'n perfekte kwadraat is, nee, wanneer ek dit kan vierkantswortel en dit gee vir my 'n heelgetal. Enige getal wat gevierkantswortel word en dit gee my heelgetal is 'n perfekte kwadraat. Voorbeelde hiervan is 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 144 en so is daar 'n klomp van hulle. As jy nie lekker seker is of 'n veranderlike perfekte kwadraat is nie, is dit eintlik baie maklik. Wanneer die eksponent van die veranderlike 'n ewige getal is, dan is dit 'n perfekte vierkant. Alright, so, onthou net hierso, daar is geen verskil van kwadrate as die teken plus tussen die twee terme is nie. Alright, kom ons kyk gou na twee voorbeelde. Die voorbeeld hierso sê, faktoriseer hierdie. Nou, eerstens, moet ons gaan kyk, nee, eerste stap is altyd, is daar 'n gemeene deler tussen hulle. In my eerste term het ek net x kwadraat minus 49, en daar is geen gemeene deler tussen hulle nie. Na dit moet ek gaan kyk, is dit miskien die verskil van kwadrate? Nou, die verskil van kwadrate kort 'n minus tussen hulle, ons sê dit, is my eerste term 'n perfekte vierkant. Dit is, hoe weet ek dit? Want die eksponent is 'n ewige getal, nee, hy is 'n perfekte vierkant, en 49 is 'n perfekte vierkant. As jy nie lekker seker of 49 is nie, gaan vat jou sakrekenaar, kom ek wys gou vir julle hierso, vat jou sakrekenaar soos hierdie, gaan kyk wat is die vierkantswortel van 49, en wanneer dit vir jou 'n heelgetal antwoord gee, dan weet jy dit is 'n perfekte vierkant. En nou kan ons gaan en dit faktoriseer. Nou, die verskil van kwadrate sal altyd faktoriseer in twee hakies. Een met 'n positief, een met 'n negatief.
En vir jou om die waardes te kry binne jou hakkie, al wat jy hoef te doen, is vat die vierkantswortel van die eerste term, en vat die vierkantswortel van die tweede term. So, vierkantswortel van x kwadraat is net x, elke hakkie kry x, en dan die vierkantswortel van 49 is 7, en elke hakkie kry dan is 7, en dit is dan die einde van dit. Voorbeeld nommer 2, kom ons gaan kyk hierso, weer eens, stap nommer 1 is altyd gemene deler, is daar gemene deler hierso, 16 en 9, nou het nie 'n gemene deler nie, en a kwadraat en b kwadraat ook nie 'n gemene deler nie. So nou gaan kyk ons, is dit miskien die verskil van kwadrate, ons het 'n minus, ons het 16, perfekte vierkant, ons het a kwadraat, perfekte vierkant, 9 en b kwadraat, al twee is perfekte kwadraat of perfekte vierkant. So, my twee hakkies, een positief, een negatief. En van hier af gaan jy en doen presies dieselfde as met die vorige ene. Vierkantswortel van alles en jy deel dit net lekker op tussen jou hakkies. Vierkantswortel van 16 is 4, elke hakkie kry 'n 4. Vierkantswortel van a kwadraat is a, elke hakkie kry 'n a. Vierkantswortel van 9 is 3, en dan vierkantswortel van b kwadraat is b. En dit is die einde daarvan. Kom ons kyk gou na hierdie volgende 3 vrae. Nou, hierdie volgende 3 vrae is 'n klein bietjie meer ingewikkeld, so ek sal miskien voorstel dat indien jy dit nie die eerste keer verstaan nie, kyk miskien dit weer, probeer dit self, en ek is seker julle sal aan die einde van dit lekker weet wat aangaan hierso. So, ons het hierdie wat ons moet faktoriseer, dit is wat die vraag hierso sê, faktoriseer die volgende uitdrukkings, maak gebruik van die verskil van kwadrate. Nou, in hierdie vraag gee hulle eintlik 'n wenk en sê dit is die verskil van kwadrate, maar ons moet dit altyd gaan seker maak en gaan check of dit reg is. Ons het die verskil, is 'n minus, en dan is 100 'n perfekte vierkant, ja, 121, ja, x kwadraat en y kwadraat, ja op almal van hulle. Dit beteken dat ons dan kan faktoriseer, en voordat ek vergeet, baie belangrik om altyd te gaan kyk of daar 'n gemene deler is. Dis altyd jou eerste stap. Maak nie saak of jy 'n bietjie verder is in faktoriseer, en of jy graad 9 of 10 manueel begin 3 terme doen nie, jy moet altyd seker maak dat dit jou eerste stap is. In hierdie geval is daar geen gemene deler tussen 100 en 121 nie, en daar is geen gemene deler tussen x kwadraat en y kwadraat nie, so ons kan onmiddellik inval en my twee hakkies gaan maak. Een gaan 'n positief wees en een gaan 'n negatief wees. Vierkantswortel van 100, 10. Vierkantswortel van x kwadraat, x. Vierkantswortel van 121, 11. En vierkantswortel van y kwadraat, y. En dit is dit, ten volle gefaktoriseer. Volgende ene is 'n baie gewilde vraag vir eksamens en toetse. Dit word baie gevra deur onderwysers om seker te maak dat hulle kinders weet presies wat aangaan. So kom ons kyk gou hierso. Is dit die verskil van kwadrate? Ons het 'n minus, dis die verskil. Ons het 16. Ons het dit is 'n perfekte vierkant. A tot die mag 4, weer eens, nee, as die eksponent 'n ewige getal is, dan is dit 'n perfekte kwadraat of perfekte vierkant, en dan 1, en 1, veral in die begin is klein bietjie moeilik, julle dink partykeer dit is nie, maar dit is 'n perfekte vierkant, as jy hom gaan toets, en jy gaan kyk wat is die vierkantswortel van 1, dan is dit 1, dis 'n heel getal. So, ons kan onmiddellik hierso ingaan, my twee hakkies maak, 1 plus, 1 minus, 4 en 4, a tot die mag 2 en a tot die mag 2, nee, die vierkantswortel van a tot die mag 4 is a tot die mag 2, en die vierkantswortel van 1 is 1 en 1. En dan, die rede hoekom hierdie baie gewild is om te vra deur onderwysers, is want hulle weet dat studente gewoonlik het hierso los. Hulle los dit en sê, dit is die antwoord. En hierdie is die antwoord, maar dis nog nie die finale antwoord nie. En hoekom is dit nie? Want in hierdie tweede hakkie wat ons hierso het ons weer eens die verskil van kwadrate. Kyk, ons het 'n minus, 'n 4 perfekte vierkant, a tot die mag 2 perfekte vierkant, en 1 perfekte vierkant. Wat beteken dat, kom ek wys gou vir julle hierdie, dat daai hakkie, wat ons nou net hierbo gehighlight het, kan ook gefaktoriseer word as die verskil van vierkante, en dit raak 2a plus 1 en 2a minus 1. En nou is dit my finale antwoord. Ek wil net gou vinnig vir julle wys dat daai eerste hakkie daarso is nie die verskil van vierkante nie. Hoekom nie? Enigste rede is omdat daai plus is. As daai minus was, dan was dit die verskil, dan moes ons dieselfde daar gedoen het. Laaste vraag hierso is 50.
x tot die mag 4 en 32 en onthou wat ek gesê het, wat ons eerste stap is daar 'n gemeene deler en hier is in hierdie geval 'n gemeene deler van 2, so ek haal daai 2 dan uit. 50 gedeel deur 2 is 25, x tot die mag 4 minus en 32 gedeel deur 2 is 16. En jy sal sien, daar is nie 'n gemeene deler daarso nie, maar weer eens, hierdie is 'n plek waar studente partykeer dink dat daai is die finale antwoord. Dit is nog nie die finale antwoord nie. Hoekom nie? Want ons het perfekte vierkante, ons het die verskil van hulle in daai hakkie, wat beteken ons moet dit in 2 hakkies gaan, gefaktoriseer 1 plus en 1 minus 5 x tot die mag 2 plus 4 en 5 x tot die mag 2 minus 4. En dit is dan ons finale antwoord. Daarso jy sal sien, daar is geen meer perfekte vierkante of die verskil van vierkante in daai hakkies meer oor nie. En ons los dit dan net so. Ek hoop dit het gehelp en ek hoop julle het ietsie geleer vandag. As jy bietjie onseker is hieroor, gaan terug in die video, gaan kyk dit weer en probeer dit self. Lekker dag verder.